En jy luister steeds na Delf steeds dieper. Ek is Estie Geldenhuys. En Paul daar aan die ander kant van die glas en voor my in die ateljee sit Elisabeth Jordaan. En Elisabeth het 'n reuse studie gaan maak van die hele lewe en bestaan en werke van Andrew Murray. En dankie vir jou voorbereiding. Dankie dat jy eerlik al die goed so oordra duidelik en uit 'n oortuiging wat ons Hemelse Vader jou gee. Ons waardeer dit, hoor. Nou, daar's baie goed wat Marie geskryf het, waarvan jy nou met ons 'n bietjie wil deel. Ja. Praat 'n bietjie met my. Ja, dit die invloed wat 'n persoon uitoefen op mense. Ja, Dis 'n positiewe of 'n negatiewe invloed. verseker. Partykeer stoot jy mense af, ander kere lok jy mense aan. So en veral as jy praat oor 'n geestelike invloed. Die geestelike invloed van in die Bybel word beskryf daar in Johannes 3 vers 8 waar Jesus met Nikodemus praat oor die Heilige Gees se werking. Hy sê die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Wow. So jy weet nie hoekom het hierdie persoon 'n invloed op jou nie. Die Griekse woordspeling hier is pragtig. Hy praat van die wind, dit is pneuma. Dit beteken om te waai. Eintlik dan is dit die woordjie waai is pneu. Dit beteken letterlik asemhaling, uitasem. Uitasem. Ja? Jy kan dit hoor, maar jy weet nie van waar nie. So is iemand wat van die Gees se asem gebore is. Wow. En ek meen almal van ons wat wedergebore is. Ja. Is dit so almal van ons het 'n effek. So nou in die biografie sê hulle daar is nie 'n menslike skaal waar 'n mens die karakter en die werk van Andrew Murray kan weeg en skat nie. Want hy was nie net 'n stem in die land nie. Hy was 'n geestelike krag in die land. Hy het nie bloot 'n invloed gehad nie, hy het die atmosfeer van 'n plek verander. Wow. So want hy praat nie net nie, hy doen ook 'n klomp goed in die land. So in sy geboorteland het hy 'n indruk gemaak op almal wat met hom te doen gehad het, of wat met een of ander tyd het omtrent almal in die land met hom te doen gehad, of hom ontmoet, of hulle het hom hoor preek, want hy het wyd in die land gepreek. En as hy kom preek, dan is almal daar. Sy persoonlikheid in die bediening het op sy kollegas die diepste indruk gemaak. Jong predikante en kweekskoolstudente het hy toegelaat om saam met hom te gaan, as hy op sy evangelisasiebedieninge is. Dan kry hulle nou 'n praktiese opleiding in pastorale teologie, wat geen universiteitsprofessor vir hulle kon gee nie. Sure. En wanneer hulle oor hom praat, dan het hulle hierdie absolute eerbied vir hoe hierdie man praat en hoe hy agterna mense bedien. En die wysheid wat hy het om mense te bedien. Ag, stop net gou. Hou jou punt. Elisabeth, wat jy praat, ek wil nou sommer chunk, bevestig net weer vir my, dat dit is moontlik, dat ons die Here God so kan inlaat, dat hy oorneem, en uiteindelik bepaal, wat ons dink, wat ons praat, wat ons doen, hoe ons dit doen. En Murray was 'n voorbeeld daarvan, wat moontlik is vir elkeen van ons. Praat ek die waarheid? Ja, dit is wat ons nou noem, in ons gewone taal, praat ons van iemand is my mentor. Daar sê. Maar hy was meer as 'n mentor, hy was 'n vader. Want hy het van hierdie jong manne toegelaat om in die bediening in te deel te hê en in te sit as hy met mense in 'n familiesituasie praat. Ja. So en hy het hulle saamgenooi, hy was verskriklik oop daarvoor, dat mense saam met hom gaan. En hy het altyd gesê, hy wil nie die enigste een wees nie, kom saam, kom neem deel in die werk in hierdie land.
En nou natuurlik in al die godsdienstige byeenkomste was hy 'n erkende leier. Natuurlik, hy was dan die moderator. Ja. Mense het sy raad gesoek. Mense het sy wense gerespekteer. Mense van alle ouderdomme in elke klas en aansien het sy menings met ander mense gedeel. Maar hy het ook kritiek verwelkom op sy opinies. By een geleentheid was daar 'n warm bespreking oor die metodes om sendingwerk te doen. En daar was 'n paar wat 'n mate van 'n meningsverskil gehad het met Andrew Murray. En nou sê een van die manne, maar Dr. Murray, ek wil nie jou oordeel beïnvloed nie. My broer, antwoord Andrew Murray, dis jou plig om dit te doen. As jy dink dat ek nie reg is nie, dan sê jy so. Wow. So dis nie dat hy alle kritiek teen hom net van die tafel afgevee het nie. Hy het gesê, nou maar kom ons praat daaroor. Ja. Weet so, en dan hy was oop vir bespreking. Hy was oop daarvoor. Ja. Die geheim van sy invloed het gelê in, ek gaan dit nou sê, dit klink vreeslik, in sy verhewe Christelike karakter. Bedoelende, hy het 'n intieme pad met God gestap en dit was sigbaar. Ja. So, en hy het hierdie onweerstaanbare krag gehad in alles wat hy sê en doen, wat net van die Heilige Gees kon kom, want hy was bo alles 'n man van gebed. Hy het voortdurend gemeenskap met die onsigbare gehou. Mens kan nou maar net dink, en dan sê hulle sy geestelike lewe was gevoed uit onsigbare fonteine en die water het uit hom uitgeloop. Ja. So dit wat hy met God in sy stilte tyd en in sy wandel beleef het oralste rondom hom uitgevloei na almal rondom hom. En as ons sy boeke lees vandag, dan vloei daai water nog steeds. Dit vloei nog steeds. Ja. Ja. En dan veral soos hulle die negende dekade, dis die 90ers jare van die vorige eeu, dit was nou die 1800s, was die produktiefste evangelisasie arbeid wat Andrew Murray gehad het. In die 12 jaar van 1879 tot 1891 het hy 7 evangelisasieveldtogte in al die dele van Suid-Afrika gehad. Dis buiten sy buitelandse reise en sy gewone pastorale werk in Wellington en sy moderatorskap wat hy gehad het van die NG Kerk. Sommige van hierdie evangelisasietogte het net 'n paar weke geduur, maar ander was uitgebreide met 'n paar maande op beslag. En sy kerkraad in die gemeente het erkenning gegee van die dringende nood wat die kerk in die land het en die besondere gawes van hulle geliefde pastor. Sure. En hulle het vir hom gesê, ons gee vir jou verlof om hierdie herlewingsdienste te gaan hou, want ons baat daaruit. So, en dan was die reëlings wat hulle gemaak het, was baie noukeurige beplanning. Andrew Murray het baie sterk aangedring op die voorbereiding van die grond voor hy kom preek. Hy het die predikant van die gemeente begelei hoe om groot verwagting te stel. En die gehoor sielkundig en geestelik ryp te maak vir die ontvangs van goddelike waarheid wat hy gaan sê. Dis kosbaar. Ja. Weet nie of ons meer weet hoe om dit te doen nie. Ja. Christene is aangemoedig om aan te hou en te glo in gebed dat individue geseën sal wees en dat daar 'n algemene seën op die kerk gaan wees wat besoek word. Wow. So die kerk is genooi om aan te sluit in vurige gebed dat God 'n ryk oes van siele sal gee. Niks van hierdie reis het Andrew Murray se aandag ontgaan nie. Elke besonderheid, die verskillende fases van die reis, die aantal en die lengte van die vergaderings, hy wou alles weet. Hy het 'n baie gesonde verstand gehad en met baie takt het hy elke detail vooraf saam met die kerke beplan. So dit was sy gawe. Sy gawe was om te sê, jy gaan plant nie, jy saai nie sommer net saad nie. Daar's 'n absolute voorbereiding wat moet wees. So mense moet al lankal begin bid en
dan is hulle in die ontvangs van hierdie herlewingsdienste, is daar 'n groot seën wat kom. Daar was ook baie vooroordele wat uit die weg geruim moes word. Onkunde en probleme en koudheid en verwarring. Hy het gereeld te doen gehad met predikante wat nie afkeurig was oor die spesiale dienste wat hulle gaan hou nie, maar wat gevrees het dat die navergaderings 'n ongewenste effek het. En dis nou in hierdie navergaderings waar hulle met mense oor hulle persoonlike lewe gepraat het en aangedring het. Jy moet Jesus aanneem. My aarde. Jy weet, so Was hulle bang daarvoor of Ja. het hulle nie saamgestem daarmee nie? nee, hulle was bang, want dan kom die Heilige Gees nou. Okay. Dit vertel hulle, het meneer Andrew Murray skryf vir sy vrou, dit vertel hulle, dat hierdie navergaderings die punt van die pyl sou afbreek. Stel jou voor, die Salvation Army het 'n ontmoeting, maar hulle sê nie ons moet ons sonde bely met 'n boetvaardige gebed nie. Dis presies dit. Die persoonlike omgang met van die mense wat agterbly na die diens, na die preek, was die impak van hierdie dienste. Ekskuus, en dis waar die eerlikheid van 'n individu na vore moes kom, Ja, nee? absoluut. Ja, want jy moet nou mense konfronteer met hulle sonde. Dis Ja. nou waaroor dit gegaan het. Ja, en as ek nie bereid is om dit op die tafel te sit en te sê, help my om dit te hanteer Ja. nie, dan bly ek sit daarmee. Ja, en ek dink ons het dit al bespreek in die vorige keer wat Andrew Murray net gesê het, sy doelwit is elke persoon moet 'n besluit neem. Sure. Dis nie net ons preek, okay, dit was 'n baie goeie preek en dan gaan ons huis toe en dan word daar niks meer gedoen nie. Andrew Murray het gesê nee, dis juist die effek van evangelisasiedienste, so reeksdienste, is dat elke persoon persoonlik gekonfronteer moet word, waar staan hy met Christus, en dan gebeur hierdie groot, dan breek herlewing uit. Dis reg. Dis eintlik wat gebeur. Herlewing is 'n persoonlike konfrontasie van die mense wat daar moet En 'n bly. persoonlike ontmoeting met Christus. Ja. So, ten spyte van al hierdie oppervlakkige verskille, het sy mede-predikante hom in elke geval omtrent met graag te ontvang en hom altyd baie samewerking gegee. Terwyl die gehore, party van hulle was totaal oningelig, het altyd met die mees respekvolle en ernstige aandag na hom geluister, want dit wat hy gesê het, was so eenvoudig en so kragtig, dat elke persoon kon die krag van die Heilige Gees daarin beleef. Hy skryf een keer aan sy vrou, hy sê, daar is 1001 belangstellings, waaroor hy bepeins, terwyl hy nou by hierdie plekke is. Hy verskryf nou vir haar wat is die aard van sy reise, wat tel hy op daar, en wat die sukses wat hy gehad het by elkene. En dan is hy by hierdie predikantekonferensie in Somerset Oos, April 1891, hulle het 'n vreeslike wye evangelisasiereis gehad. Andrew Murray skryf, ek is besig om 'n boek te skryf. Die boek gaan oor die Bybelse boek van die Hebreërs. En hy skryf dit in Nederlands en die boek se naam gaan wees In die Heiligdom. En ons ken daardie boek. Hy is vertaal in Engels, Andrew Murray het homself vertaal, The Holiest of All. En hy sê, dit is 'n kommentaar op die boek Hebreërs met die hooftema Jesus Christus, die hoërpriester van die nuwe verbond. En hy sê, ek lees die geskrywes van 'n sekere man met naam van Ter Stegen oor en oor. Dit kom so goed te pas by die toepassing van die brief wat nou van die Hebreërs wat nou my gedagtes gevange hou. Ons toegang tot die allerheiligste, die innerlike heiligdom van die teenwoordigheid van die Almagtige, in die hart en liefde van God in. Wow. So ek het nou gaan kyk, wie is nou hierdie Ter Stegen? Sy naam is Gerard Ter Stegen. Hy was 'n Duits gereformeerde godsdienstige skrywer en hy het ook baie gesange geskryf.
Hy was bekend vir sy diep geestelike preke. Hy het geleef van 1697 tot 1769, nou dis nou so amper 200 jaar voor Andrew Murray. 1697 tot 1769. Okay. Sommige van sy preke is vertaal in Engels en dit het vreeslike klomp beïnvloeding gehad van mense, op mense. En hy was ook bekend as the Apostle of Godliness. So nou het ek 'n bietjie van sy goed gaan kyk. Hier's 'n aanhaling wat Andrew Murray gee uit een van die boeke wat hy geskryf het. Nou Tersteegen sê, onder die siele wat deur God geroep is, bly die meeste stilstaan na die eerste werkinge van die Gees. Hulle kom tot bekering in geloof, hulle oefen hulle self in die oordenking van die waarheid van God en hulle probeer om daardeur 'n gevoel van blydskap op te wek en hulle goeie voornemens te sterk. Hulle neem hulle godsdiens ernstig op, maar verder weet hulle min van die afskeiding van die sonde en van die wêreld. In wêreldse sake, in hulle gesprekke, hulle doen en denke, volg hulle maar meestal hulle eie sin. Van die ware godsaligheid en sy krag om mense van sonde vry te maak, weet hulle baie min. Wow. En is dit nie ook maar net in ons eie lewe weer so nie? Kom tot bekering, en dan lewe jy, maar jy gaan nog steeds aan met jou eie planne. Ja. Dan sê hy, dis duidelik dat hulle die groot seën van die nuwe verbond nog nie besit nie. Naamlik dat God sy wet in hulle binneste wil skrywe, sodat hulle uit innerlike drang, uit liefde en blydskap van die hart in alles God se wil met vreugde doen. Hier is die probleem. Mense vorm vir hulle self hulle eie gedagtes oor wat verlossing beteken en meen dat hulle nooit vry kan word van wat hulle beskou as swakhede en onvolmaakhede in hulle eie karakter nie. So hulle dink hulle kan nie daarvan loskom nie. Hulle kom nooit tot die regte ontdekking van hulle diep inwendige bedorwenheid en verborge eie liefde nie. En daarom ook nie tot die kennis van die verborge hemelse volmaakte lewe in Christus wat die lewe van die nuwe skepsel is nie. Hulle ken ook nie die krag van die Gees van Christus nie, wat in elkeen van die lede van die liggaam van Christus wil werk en elke lidmaat in staat stel om 'n heilige lewe te kan lei. Heilig bedoelende afgesonder van die wêreld. Gelukkig is iemand wanneer die ongenoegsaamheid van hierdie godsdiens aan hom geopenbaar word. Hy word dan bewus van 'n innerlike verlange na iets beter. In sy hart begin behaag verloor in al die uiterlike goed. Hy word innerlik na God getrek en dan ontbrand daar in hom 'n besef van God se teenwoordigheid. Hy beskryf eintlik wat gebeur met herlewing. Ja. Dan kom die belangrikste. Die siel leer om van homself af te sien om in 'n groter eenvoud en stilte op God te wag. Hy luister nederig en geduldig na die lering van enige wysheid wat in Christus is en begeer om te weet wat dit beteken om met hom te sterwe. So gaan hy die heiligdom binne, waar God ons nooi om 'n gemeenskap met sy liefde te hê. Hy kom tot lewe, wat alleen deur die liefde geken kan word, en alles word opgesom in hierdie een begrip. Alles vir God. Ek behoort geheel aan hom. So, nou lees Andrew Murray hierdie man, en hy sê, dit is absoluut wat ek wil skryf in die boek, in daai boek wat hy nou skryf, die kommentaar oor Hebreërs. Hy wil skryf van hierdie diep wandel, wat 'n Christen met God kan hê, waar hy geleef het. En dan was daar nou party mense wat gesê het, nee, dis nie moontlik nie. Nou skryf Tersteegen, hy was baie prakties,
En hy wil vir mense help en leer hoe om in God se teenwoordigheid te leef. Hy sê onder andere, 'n Christen behoort 'n onoorwinnelike besluit te vorm, te neem, om so volmaak as moontlik te word. Want ons sê altyd, ons is nie volmaak nie. Ja. Maar as jy die patroon aanneem van die Verlosser in sy lewe en leerstelling, is dit moontlik. Daar moet 'n voortdurende ondersoek in jou hart wees, in jou innerlike, sodat jy met jou innerlike die hele tyd op jou aandag op God rig. Dan kan enige neiging, wat nie volgens God se wil is nie, by die geboorte van daai gedagte dadelik daar gesmoor word. En hiermee praat ons, hierdie innerlike ding, praat hy van 'n voortdurende innerlike gebed. Van, is ek afhanklik van God nog steeds? Is ek nog hier? Is ek by hom? Selfs in die kleinste saakies moet ek God ken. En dan is daar hierdie innerlike rus wat in jou inkom. En is dit maklik om jouself voor God te verneder. En dan is jy ook nie eensaam nie. Dan wandel jy met God. So, hy sê, wat is die geheim van God se teenwoordigheid? As jy dit wil glo, dis om in die paradys te wees. Kan jy meer? As mense regtig geglo het soos hulle moet, dat hulle daar kan lewe met hulle hart en siel en hierdie liefdevolle God as persoonlike verlosser of saligmaker het, dan kan daar baie goed in die hart van daai mens manifesteer, in die lig van sy goddelike teenwoordigheid. En daar kan baie goed uit die hart weggegooi word, wat nie meer in die hart hoort nie. En dan is daar niks eenvoudiger en soeter, en niks is meer 'n plig nie, want die liefdevolle God is dan nou hier. En dan sê hy sien dat daar nie bekeerde siele is wat nie weet hoe om dieper te gaan in hierdie pad nie. Nou Andrew Murray skryf dit. Hy skryf 'n boek, die dieper geestelike lewe of die dieper geestelike wandel. En dan wil hy sê van wat gebeur is, hoe gebruik jy die Bybel? Hoe bid jy die skrif? Hoe kommunikeer jy met God as jy met hom omgang het? In aanbidding natuurlik eerste, weet ons. Jy kan vat maar net 'n stukkie uit die skrif en dan bid God uit dit uit. Maar die hele ding is van, wat moet gebeur? Christus moet in jou gestalte kry. So dis hierdie innerlike gedagtegang wat jy met God deel. Wat dan skryf hy dit op jou hart en vorm Christus se gestalte in jou. En hy sê hierdie dinge moet ons soek, ernstig soek. En ons moet in hierdie heiligdom onsself afsonder by God. En dit is wat Andrew Murray nou gedoen het. En dan sê hy, behalwe dat ons by hom ingaan, gaan die Gees by ons in. En dan is hier binnekant, maak hy homself die Here en Meester van jou hart. Dit is die ware Pinkstergees. Dan is jy nie meer baas oor jouself nie. Jy word nie gedwing om enige iets te sê wat nie deur die Heilige Gees is nie. Die Heilige Gees is dan die scepter wat die nuwe Jerusalem in ons harte bou. En hy verander ons wil, ons begeerte, ons opdrag, ons gedrag, al ons neigings en alles waarvoor ons 'n geneentheid het, maak hy sy eie en ons onderwerp ons daaraan. Dan word hy vir die siel die ware lewe. So, as jy nou dink, Andrew Murray in sy bepeinsing, is hy nou op 'n evangelisasiereis. So tussen die verskillende plekke, bedink hy hierdie diep waarhede. En dan sê hy, maar dis wat ons volk nodig het. Ons volk moet in die heiligdom lewe, waar ons Jesus se priesterskap volkome verstaan. Halleluja. En wat vir my absoluut die diepste raak van wat jy alles nou praat, is dat Andrew Murray self so 'n intieme verhouding met die Almagtige gehad het,
En nog het hy begeer om van iemand anders te leer. Nee, Ja. niemand van ons kan ooit volmaak geleerd. Ons het altyd nodig om nog iets te leer Ja. van iemand anders wat meer Absoluut. weet as ons. En kyk nou, dis nou juist die ding van Andrew Murray se verwye blootstelling. Ja, So hy het boeke bestel uit Europa, want hy het geweet van hier's mense wat hierdie bediening gehad het wat geweldig gedra het ja, in Europa en wat 'n groot effek gehad het wêreldwyd. ja. So wat gebeur het is hy het die boeke bestel en hy het dit gelees en hy het dit herskryf in 'n Nederlandse uitdrukking wat naderhand Afrikaans vir ons geword het. Ja. So lees Andrew Murray se boeke en kry die wysheid wat in dit verpak is en dan vra jy vir die Here, hoe maak ek dit my eie? Is sy boeke nog in Afrikaans beskikbaar of nie? Nie so baie nie. Die Afrikaanse boeke begin nou weer op die mark kom, maar hulle is in Engels, meeste van sy boeke is in Engels. Is in Engels beskikbaar. Ja, en dit is selfs herskryf na makliker Engels toe. En ek wil regtig waar, ek wil chunk daarvan, ek is bevoorreg, ek het nou gaan ek regtig huil. Ek het daai hele stel boeke van hom het ek geërf. Van as 'n ouer. En wat 'n voorreg om dit te kan hê. Maar ek dink elkeen van ons moet wat dit nie het nie moet gaan soek daarvoor. Ek gaan net 2 plekke se name gee Okay. waar daar definitief van sy boeke beskikbaar is. Ja. En dit is by Good Neighbor boekwinkel of St. Augustine. Hulle is een is hier in Pretoria en die een is daar in Randburg. So jy kan dit gaan koop. Good Neighbor. Good Neighbor. Dis jy kan dit net opsoek op die internet en dan bel hulle. St. Augustine is hier in Pretoria. En dan is daar 'n boekwinkel in die Kaap, Christian Books.co.za. Okay. So jy kan daar gaan vra, hulle het definitief van Andrew Murray se Engelse boeke beskikbaar. Wow, Elizabeth, baie dankie vir al die tyd wat jy insit. Om hierdie, dit is wat my betref ook 'n nalatenskap wat jy laat, hoor. Baie dankie vir jou groot werk om hierdie goed, en ek wil net weer 'n keer sê, onthou as jy op Radio Kansel se webwerf gaan, radiokansel.co.za, dan gaan jy na die potgoeie toe en waaragtig, daar gaan jy 'n prentjie kry van Andrew Murray se gesig. En as jy daarop klik, kan jy die hele reeks wat Elizabeth met ons gesels het van die begin af, is daar. En dit word elke week aangevul met wat ook al nog bykom. So jy mis niks. Gaan terug en gaan luister weer en weer, want ek dink net ons moet weer en weer leer van hierdie man en sy wonderlike nalatenskap. Elizabeth, baie dankie. Ons moet groet en ons doen dit graag en ek sien uit na volgende week as ons verder gesels, maar ons groet vandag met Matthys Marie. Ag, en hy speel op sy klavier van genade onbeskryflik groot. Dankie Vader. Ons weet dit is ons waarheid. U genade oor ons is onbeskryflik groot en ons eer U daarvoor. Halleluja. Amen. Baie dankie Paul en baie dankie Elizabeth. Volgende week gesels ons verder.